voorreg het ons vandag om hier saam te wees as 'n geloofsgemeenskap en onder die geklank van die woord te sit nadat ons net hierdie vryheid het. Ja, het jy al gedink aan jou vryheid? My Redeemer live het ons in die begin gesing, hy leef. Wat beteken 'n Redeemer? 'n Redeemer is iemand wat 'n slaaf gaan vrykoop, wat 'n prysgeld betaal vir die vryheid van 'n ander mens, en so die bloed van die lam, die grootste prysgeld ooit wat betaal is, en dis vir die wêreld se slawerny, vir my en jou slawerny, het hy ons kom vrykoop, sodat ons nie meer gebukkend gaan onder die heerskappy van 'n vyand en van die ou slang nie, maar ons is vrygekoop, want die bloed het ons vrygemaak, en die bloed sê, daar is nie eers meer 'n aanklag teen jou nie. Satan word genoem die aanklaer van die broeders, en dag kla hy die broers aan voor God, maar daar is nie meer 'n aanklag nie, want daar is 'n advokaat wat vir jou kom intree. Jy sien, jy moet net die regte advokaat hê as jy wil vrykom in die saak. En hy kan jy die regte advokaat, want die advokaat gaan intree en sê, maar die prys is reeds betaal vir die aanklag. Die prys is reeds betaal vir die aanklag. Weet jy dat die prys al reeds betaal is vir jou aanklag? Mense, dis die wonderlikste nuus ooit, dis die goeie nuus, dis die evangelie van Jesus Christus, dat ek en jy nie die prys hoef te betaal het nie, en daarom vier ons hierdie tyd van die jaar, het ons 'n fees wat ons wil noem, nie Kersfees nie, maar ons wil dit noem Christusfees, en dis waar ons gaan, ons vier Kersfees, ons vier Jesus in Kersfees, en ja, die wêreld het baie goed om te sê rondom dit, en selfs die kerkwêreld het baie om te sê, maar Jesus is die middelpunt, en solank Jesus die middelpunt is, is ek gelukkig met dit, want hy is die rede hoekom ons fees vier, hy is die enigste rede hoekom ek vreugde en blydskap in my lewe kan hê, want dit wat hy vir ons kom doen het, is ewigdurend, dis vir altyd. Dis nie iets wat ophou nie, dis nie 'n veeverhaal nie, dis nie net 'n goed voel storie nie, dis 'n blywende effek in ons lewe, die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus. En ek wil vanoggend die woord aan jou bedien, en mag jy net hoor wat die Gees van die Here vir jou sê, en dit ontvang vanoggend. Ek begin met 'n geheim. Wie van julle hou van 'n geheim? Ek wil jou geheim vertel. Die kinders steek hulle hand op. Ek wil vir jou geheim vertel, maar as jy geheim uitvertel het, is dit nie meer 'n geheim nie. Is dit nie ironies nie? Ek wil vir jou geheim vertel, maar jy mag van niemand sê nie. En die probleem is, daai persoon het weer iemand wat hulle vertrou, wat weer na iemand toe gaan, ek wil vir jou ook 'n geheim vertel, maar jy mag van niemand sê nie. En almal het iemand wat hulle voor wil vertel, maar, en aan die uiteinde van die dag kom die geheim oral uit. En dis die gevaar van 'n geheim, maar 'n geheim is iets wat kosbaar is, dis hoekom dit 'n geheim is. Dis inhoud wat waardevol is, want dis hoekom dit geheim gehou word. Maar weet julle dat daar 'n geheim is deur die eeue, wat teruggehou is deur God, maar geopenbaar is in die Nuwe Testament. Julle geweet, daar was so geheim. Daarvoor kyk my en sê, waarvan praat jy? Daar was 'n geheim in die Bybel. Reg deur die Bybel was dit 'n geheim wat weggehou was, wat God bewaar het. Tot op die regte tyd het hy die geheim blootgestel, en hy het vir Paulus gebruik in sy skrywe aan die kerk, en juis aan die heidene, want die Jode het mos gedink, hulle is die enigste uitverkore volk, en is net vir hulle en vir hulle beskore, maar vandag is ek en jy almal wat glo in Jesus Christus. Weet jy dat jy 'n Jood is? As jy glo in Jesus Christus? Want jy is die nageslag van Abraham weens jou geloof in Jesus Christus. En wie was die Jode? Die Israeliete is die nageslag van Abraham, en hy sê dat ons het nou geword die nageslag van Abraham. En daarom het God vir Paulus gestuur om hierdie geheimenisse nie net aan die Israeliete wat deur bloed Israeliete was nie, maar wat ook deur die geloof in Jesus Christus hierdie geheimenis aan hulle te openbaar. En dis 'n fenominale geheimenis, en Paulus sê vir hierdie rede het God my geroep om hierdie geheimenis te gaan oorvertel. Nou, ek seker daarvan, jy sit vanoggend en sê, maar wat is die geheim? Wil julle weet, of moet ek dit ook vir julle geheim? Wie wil weet wat die geheim is? Nou, die blootstelling, die openbaring van die geheim beteken dat hierdie geheim word nou 'n realiteit. Dis nie iets wat nie weggebêre word nie, maar dit is nou iets wat blootgestel word, sodat almal daarin kan leef. En hier is dit. Jy kan saam lees op die bord, Kolossense 1, vers 25 tot 27. Hy sê, ek is 'n diensknegt van die kerk. God het my verantwoordelikheid gegee, dis Paulus wat hier in die kerk skryf, om aan julle sy volle boodskap bekend te maak. Daar's 'n volle boodskap. Jy sien, jy moenie aanvaar wanneer dit net 'n halwe boodskap is nie. Daar's 'n volle boodskap wat Paulus gestuur is om die kerk te bedien. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank 'n geheim. Maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak.
En dan vers 27 verklap hy die geheim. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. En hier is die geheim. Die geheim is, en vanoggend wil ek weer in jou blootstel en bekend maak. En soos ek dit in jou bekend maak, moet jy, wanneer iemand in jou geheim vertel, sê ek vertrou jou hiermee. Dis nou jou waarheid ook. En dis wat Paulus vanoggend vir my en jou wil kom sê, deur die Gees van die Here, is dat hierdie geheimenis moet deel van jou lewe wees, dit moet jou waarheid wees. Dis die kruks van die boodskap van Paulus. Die geheim is, Christus leef in julle. Dit is die vooruitsig dat julle in die hemelse heerlikheid sal deel. Engelse vertaling sê, Christ in you. Hierdie geheimenis kom stellig bloot. Jy sien, vir eeue het God gewoon in 'n tempel wat deur hande gemaak is, deur mense hande gemaak is. Maar hy het heeltyd deur die profete gesien, ek sien uit na die tyd wanneer ek in 'n tempel gaan woon wat nie met hande gemaak is nie, maar dit is 'n tempel wat God self geskaap is. En die woord leer ons in 1 Korintiërs hoofstuk 6 dat wie is nou hierdie tempel van God se teenwoordigheid hier op aarde, sy Heilige Gees. Ek en jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. Aanvaar jy die koopprys? Het jy die koopprys aanvaar? In jou lewe as iemand wat die koopprys aanvaar het? Die bloed van Jesus? Die prys wat betaal is? Daar's nie 'n hoër waarde wat aan jou lewe gekoppel kan wees as die bloed van die Seun van God nie. Maar hier is die ding, as jy die koopprys aanvaar het, het jy die kaart en transport oorgegee. Die jonger generasie sal ook nie verstaan wat dit is nie. Jy het eienaarskap oorgegee. Toe jy die prys aanvaar het vir die bloed van Jesus, het jy die eienaarskap aanvaar of het oorgegee, want jy sê ek aanvaar die prys. Die transaksie is afgehandel toe ek die prys aanvaar het om te sê, goed, ek aanvaar die prys is klaar vir my betaal, nou moet ek oorhandig dit waarvoor betaal is, en die woord sê dat my liggaam is nou 'n tempel van die Heilige Gees. Nie eers my liggaam behoort meer aan myself nie. Hoekom? Want God het gekies en hy het uitgesien om weer te gaan woon in 'n plek wat hy vir homself bestem het, en dis binne in my, binne in jou, en dis hierdie geheimenis. En dis waarop ons geloof gebaseer is, dis waarop jou wandel gebaseer moet wees, dis waarop jou praat, jou doen, alles gebaseer moet wees, is Christus in my. Ek het 'n paar keer gehad dat mense vir my voor 'n diens vra, is jy gereed vanoggend vir die diens, pastoor? Of as ons 'n byeenkoms het, soos hierdie week se diens, is jy gereed? En ek, eerlik, meeste van die tyd in my menswees is ek nie gereed nie. Maar ek maak staat op die een wat altyd gereed is, wat nie sluimer of nie slaap nie, maar die een wat in my woon. Want hierdie geheimenis is geopenbaar, en hierdie geheimenis is nie meer vir my geheim nie, dit het deel van my lewe geword, en dis waarop ek my lewe baseer, my geloof baseer, dat ek het iets, en nie iets nie, ek het iemand hier binne in my, wat hierdie liggaam nie meer aan myself behoort nie, wat ek doen met hierdie liggaam, is nie meer my reg om te sê en te doen soos ek wil nie, want ek is nie meer die eienaar nie. Ek is 'n rentmeester, wat moet kyk en omsien. Want ek het die prys aanvaar, en daarom is hierdie geheimenis deel van my lewe. Christus in jou. Waar vind jy hom? Waar vind jy Jesus? Jy vind hom nie in 'n gebou wat met hande gemaak is nie. Maak dit so 'n bietjie so, vanoggend. Het jy hierdie geheimenis aanvaar? Wie is hierdie Christus? Wie is hierdie Christus leef in, wil jy dit nie saam met my sê nie, Christus, sê saam met my, leef in my. Sê dit weer, maar dan moet jy jou hande soos dit. Christus leef in my. Jy sien, as hierdie openbaring vir jou 'n openbaringswoord is, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Wie is hierdie Christus? Ek vat jou terug na Jesaja 9, wat hy die geboorte van Jesus
voorspel as 'n profeet en hy verduidelik vir ons wie hierdie Christus is, net in 5 woorde wat hy ons kom verduidelik, en ek wil volgens net met die 5 woorde kom stil staan, want jy sien, vier ons Jesus se geboorte, wat se dag, wat se datum, is dit die regte datum, is dit nie die regte datum nie, jy sien, iemand het dit so mooi gesê, dit maak nie saak of Jesus op wat se dag gebore is nie, die belangrikste van alles is hy in jou gebore. Is hy in jou gebore? Want jy kan Kersfees vier tot jy blou raak, maar as Christus nie in jou gestalte gevind is, hy nie in jou gebore is nie, is dit te vergeefs. Maar wanneer jy sy bloed aanvaar het, en sy woord aanvaar het, en die Gees ontvang het, dan is daar iets in jou binneste wat gebeur, wat Jesus in Johannes 3 verduidelik. Hy sê dat daar 'n nuwe geboorte, 'n wedergeboorte wat plaasvind, en wat gebeur met daai wedergeboorte? Daar's iets wat in jou binneste opstaan, en dis die geestesdimensie wat wakker word, en dis Christus wat sy gestalte in jou begin vind, en nou verduidelik hy hierdie Christus, Jesaja 9 vers 5, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore. Dis die tema van vanoggend, vir ons gebore, vir jou gebore, hierdie kind is vir elkeen van ons gebore, want ons het hom nodig in ons lewe, ons kan nie sonder hom funksioneer nie, 'n seun is aan ons gegee. Die God wat ons aanbid is net vrymoedig. Hy gee. En hy gee nie net enigiets nie, hy gee sy beste. Hy het nie net enige engel gestuur nie. Hy het die een gestuur en wie hy welbehaag het. Sy seun. 'n Seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. En dit weet ons, Matteus 28 vers 18 sê, alle mag in die hemel en op aarde, het Jesus die verklaring gemaak, is aan my gegee. En hy word genoem, en hy beskryf hom, wie is hierdie seun van God wat vir ons gebore is, hierdie kind wat vir ons gegee is, en hy word genoem, nommer 1, wonderbaar. Nommer 2, raadsman. Hy word genoem nie net wonderbaar en raadsman nie, maar hy word ook genoem, sterke God, ewige Vader, en vredevors. Dis hierdie kind wat vir ons gebore is, maar dis nie die kind wat in 'n stal gebore is, wat ons nou na die storie geluister nie, maar dis ook die kind wat binne in my en jou gebore is. Wat in ons geleef, wat in ons kom leef het, en hierdie geheimenis is geopenbaar, hierdie een wat wonderbaar is, hierdie een wat die raadsman is, hierdie een wat die sterke God is, die ewige Vader, en die vredevors is, en ek het net so 'n bietjie by elkeen van hierdie woorde gaan stil staan, en sê, wat beteken dit vir my en jou, in ons geloofswandel? Nou die eerste woord is wonderbaar, ek weet nie wie van julle gebruik hierdie woord gereeld wonderbaar nie, dis so wonderbaar, dis 'n Afrikaanse woord wat ons dalk nie baie gebruik nie. Engels is he's wonderful, of dieselfde woord as wonderful, it's marvelous. En dis 'n woord wat vir my praat, as ek luister na die woord, dink ek onmiddellik aan passie. Wanneer Jesus in jou kom woon, dan kom woon die een wat wonderbaar is, en wanneer jy iets beleef as wonderbaar, is dit iets wat net dit is 'n passie wat in jou net opstaan, om te sê, wow, die een van die vertalings, as jy dit na die Grieks toe vat, dan beteken dit to behold, dis iets wat vir jou so oorweldigend is, om jou te verlustig in iets, wat net wonderbaar is, jy kan nie op om daarvoor te kyk nie, wie van julle het dit al beleef? Dis wonderbaar, dalk van julle as jy nou daar by die Spur gaan eet, is hierdie steak so wonderbaar. Of Royal Copenhagen roomys, met daai sousie so op, nee, is so wonderbaar. Maar dan later raak ons weer, ken julle dit nie? So veel wys waar dit is, ok. My seun het al die resep gekry en vir ons die sous by die huis gemaak, ok. So, maar daar's iets van 'n passie, as jy iets net na kyk en aanskou en sien, wow. Wanneer laas het jy na iets gekyk? Wanneer laas het jy die lewe beleef as wonderbaar? Wanneer laas het die een wat wonderbaar is in jou opgestaan om te sê, maar ek is net weer 'n passiegedrewe mens, ek is passievol oor die evangelie van Jesus Christus, ek is passievol oor die kerk, wat die impak is op aarde van God, ek is passievol oor sy werk. Markus 12 vers 10 sê, en hy het het julle ook hierdie skrif gelees nie, wat sê, die steen wat die bouers verwerp het die hoeksteen geword. En hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Is jy passievol oor die een wat in jou is? Verlustig jy jou nog in die God wat in jou woon? Christus in jou. Die woord wonderbaar is to admire, to be amazed,
om jou te verlustig. Dan kom Psalm 37 vers 4 met 'n belofte aan 'n lewe van passie, wat weer opgewonde is, iemand wat hom verlustig. En is in Psalm 37 vers 4 baie bekende gedeelte, hy sê, verlustig jou in die Here. Hierdie geheimenis, dis wonderlik. Dink daaraan, Christus in jou. Dis amazing. En hy is wonderbaar. En ek waardeer hom. En ek eer hom. I behold his beauty. Dus ek dink so in Openbaring wat hy vir die kerk sê, julle doen al hierdie regte dinge, maar julle het een ding verkeerd gedoen, julle het julle eerste liefde verlaat. Julle het julle passie verloor. En wanneer jy leef met daai bewustheid van Christus in jou, kan jy nie anders dan as om passievol te wees wat jy doen nie, en jy verlustig jou in die een wat in jou is, en hoor wat sy belofte, hy sê verlustig jou in die Here, en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Dis daai passie wat in jou moet brand en moet leef, omdat jy leef in die bewustheid van Christus in jou, want hy is passievol. Raadsman, dis wie hy vir jou is. Ja, daar's baie raadgewers daar buite, maar die beste raadgewer is die seun wat aan ons gegee is. Sy naam is Jesus. As jy ooit op 'n plek gekom het jy nie weet, moet ek links, moet ek regs, moet ek vorentoe, moet ek agtertoe nie. Ek sê seker daarvan jy was al daar. Maar dan gaan jy net in 'n oomblik in jou binnekamer en jy raak weer bewus van die seun wat vir jou gegee is. Hy is nie net wonderbaar nie, maar hy is ook die beste raadgewer wat daar kan wees. Hy is die raadsman. En jy kan by hom raad gaan vra. Psalm 16 vers 7, ek lees in the Passion Translation, hy sê, the way you counsel and correct me makes me praise you more. Ons wil baie keer die raad hê, maar ons wil nie die kastyding ook ontvang saam met dit nie. The way you counsel and correct me makes me praise you more. For your whispers in the night give me wisdom, showing me what to do next. Because you are close to me and always available, my confidence will never be shaken, for I experience your wraparound presence every moment. Is dit nie mooi nie? Dis wie Jesus vir jou is. Dis die een wat in jou is. So raadsman praat van wysheid. Ja, die wysheid wat jy nodig het, met die een wat in jou kom woon het. En dan praat hy van sterke God. Val hierdie tyd van die jaar, as jy selfs die jonges raak moeg. Maar die wat op die Here wag, wat vind hulle? Nuwe krag. Hoe wag ek op die Here? Ek raak bewus van sy teenwoordigheid. Ek raak bewus van hierdie geheimenis wat geopenbaar is, Christus in my. Ek leef met die krag van God wat in my is, die sterke God wat in my leef, die almagtige God, die heerser van die leerskare van die hemele. Psalm 24 vers 7, hy sê, hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Hy het ingekom. Hy's in my lewe. Ek het my deure oopgemaak. Ek het hom ingenooi met my lof en my aanbidding en my geloof in hom, dat ek sê, Here, kom woon in my. En wie is hy? Wie is tog die erekoning? Hy sê die Here, sterk en geweldig. Hy's nie altyd liewe Jesus nie. Hy's geweldig in die stryd. En weet jy wat sê die woord vir ons? Die geveg behoort aan die Here, die wraak kom hom toe. En ek dink soms veg ons te veel op ons eie krag en ons sterkte wat ons op staat maak, maar intussen woon die Almagtige, die regeerder van die hemeleskare, woon in ons. Hy is die seun wat vir ons gegee is, Christus in my, die sterke God leef in my. En hoeveel keer het ek nie al my eie poging aangewend en as ek moeg en uitgeput nie, maar dan kom ek net op die plek waar die Here sê, jy nou genoeg, gee my nou die kans, dan wys ek jy wat ek kan doen. En dan doen dit net so. Maar soms vergeet ons wie in ons is. Ons probeer so hard op ons eie poging. Maar hy is die sterke God wat in my woon. Wees tog die Here koning, die Here sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Dalk moet jy vanoggend net weer daardie stryd oorgee. Jy weet, hy is die baas vegter. Hy is die Here van die leerskare. En dan in hom wat in ons woon, het ek en jy gevind die ewige Vader. In Christus wat in ons woon is die bevestiging dat God vir my
en vir jou 'n Vader is. En dit bring vir ons sekerheid. Jy sien, wonderbaar bring vir ons passie, raasman bring vir ons wysheid, sterke God bring vir ons krag. Dis wat hy vir ons bied, dis wat hy is in my, in jou, maar hy is ook 'n ewige Vader. Wat is die rol van 'n Vader? 'n Vader se rol is om sekuriteit te bied, om jou veilig te laat voel, om jou seker te laat voel oor die toekoms, om enige vrees weg te dryf. As jou pa by jou is en saam met jou is en naby jou is, dan vrees jy niks, want hy bied vir jou sekerheid. En dis wat God vir ons bied, deur Christus wat in ons woon. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, dis natuurlik Jesus. Aan hulle dat die mag gegee om kinders van God te word. En hulle wat in sy naam glo. Glo jy? Nie net dat Jesus in 'n kruis gehang het nie. Nie net dat hy opgestaan het uit die graf het. Nie net dat hy opgevaar het in die hemel nie, maar dat hy ook deur sy gees in jou kom woon het. Hy het ons die mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed van die wil van die vlees of die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy is nou kind van God. En in Christus is hy nou vir jou ewige Vader. En dan, wie is hierdie ewige Vader? Jakobus 1 vers 17, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Weet jy dat jou ewige Vader vir jou goed wil wees? Vir die beste in store het. Die volmaakte geskenke het. Dit kom van die Vader, wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander en verduister nie. God is dieselfde. Hy is jou ewige Vader. Elke dag hanteer hy jou dieselfde. Elke dag is hy daar om jou te beskerm, saam met jou die pad te stap, jou te dra wanneer dit nodig is. En dan natuurlik is hy ons vrede. Ons vredevors. Ek hou nogal van die Engelse vertaling, hy sê, he's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. Hy is jou vrede. Jy gaan nêrens anders te vrede vind as by Jesus nie. Jy sien wat eerstens het Jesus vrede kom maak tussen God en mens. Ek kan jy hoef nie meer weg te hardloop of weg te kruip soos Adam en Eva nie. Want die prys is betaal. Die bloed het gevloei en dis die bloed van versoening. Die verhouding is herstel en daar's vrede tussen God en mens. Hy het met ons kom vrede maak. Filippense 4 vers 6. Don't worry about anything, but in all your prayers ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. Waar vind jy God se vrede? In die bewustheid van die geheimenis wat geopenbaar is. Vrede leef binne in jou. Sy naam is Jesus. Efesiërs 2 vers 13 en 14, maar nou in Christus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Moenie vir jou regering wag om vir jou vrede te gee nie. Moenie vir mense wag en afhanklik van hulle wees vir vrede nie. Maar raak bewus van vrede wat in jou leef. Christus. Hy is die vredevors wat in jou kom woon het. Hierdie geheimenis is myne en joune, want hy is ons vrede. Hy wat al byeen gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Daar's niks tussen ons en God meer nie. Jesus is ons vrede. Hy is jou vredevors, hy is jou Prince of Peace. Waar vind ek dit? In stil word en bewus word van wat is hier in my tempel. Ek pas my tempel op, ek bewaar my tempel, want die een wat in hierdie tempel woon, is wonderbaar. Hy is wys, hy is die raadgewer, hy is ons sterke God, hy is ons ewige Vader, en hy is ons vredevors. Dan kom Paulus in die kerk in Galasiërs, en hy verklaar 'n fenominale stelling wat hy maak.
En vanoggend wil ek jou uitnooi dat jy weer saam met Paulus en saam met my hierdie verklaring oor jou eie lewe moet maak. En dit is in Galasiërs 2, vers 20. En wanneer jy dink aan hierdie stelling, moet jy holisties kyk na die stelling. Want ons so baie in hierdie stelling wat Paulus sê, Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Wat beteken om gekruisig te wees? Ek is afgesny van hierdie wêreld. Ek is nog in hierdie wêreld, maar ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Ek het God lief, ek het nie meer die wêreld lief nie, want ek kan nie albei lief hê nie. So of God of die wêreld. Maar die twee kan nie saamloop nie. Ek is met Christus gekruisig, ek het myself opgeoffer. Jy sien, Paulus sê, wanneer ek my laat doop, in Romeine hoofstuk 6, dan het ek my vereenselwig met die dood, die kruis en die opstanding van Jesus Christus. En hy sê, ons lewe nou, so in 'n nuwe lewe in die heerlikheid van God. En nou kom Paulus en hy maak hierdie verklaring, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Daai is 'n moeilike een. Het is maklik om die vers te lees. Maar môreoggend as jy opstaan, wil ek hê daar's iemand wat jy moet herinner. En dis daai eie ek. Ek? Het gaan nie meer oor jou nie. Jy leef nie meer nie. Ek het die bloed van Jesus aanvaar. Ek is deur die doopwater, ek is gekruisig saam met hom. En ek het opgestaan saam met hom. En ek leef nie meer nie. Maar hierdie geheimnis is 'n realiteit in my lewe. Christus leef in my. Christus leef in my. Daar is nie 'n sterker dinamika as die kind wat vir ons gegee is. Die een wat wonderbaar is, die een wat raadsman is, die een wat sterke God en ewige Vader en vredevors is, wat in ons kom woon het, maar dit kos 'n kruisiging. Dit kos 'n sterf self, sodat ek op daai plek kan kom, soos Johannes aan sy disippels gesê het, ek moet minder word, sodat hy meer kan word. Hier is die geheimnis, kerk, dis joune. Maar om hierdie geheimnis deel van jou lewe te maak, moet jy die prys betaal vir die geheim. Sterf in self. Aanvaar Christus se volle werk wat aan die kruis gedoen het en ontvang hom in die volheid van wie hy is in jou lewe, die kind wat vir ons gebore is. En soms val ons in die vlees, maar hy gaan verder en sê, wat ek nou ook in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Soms as ek val, soms as ek sondig, soms as ek swak is, dan raak ek weer bewus van die een wat in my is, wat homself gaan offer het aan die kruis, terwille van my sonde en my oortredinge. En dan vind ek weer vrede, want die prys is betaal. Kom vra dat ons oomblik net ons oë sal sluit. Jy sit vanoggend hier en jy het groot geword in die kerk, jy vier elke jaar die feeste, saam met die kerk, Christusfees, Kersfees, sy geboorte, jy vier sy dood en sy opstanding en Paasfees, jy vier sy hemelvaart. Maar vanoggend wonder ek, wil ek jou vra, vier jy daagliks Christus se geboorte in jou? Het jy dit aanvaar? Het jy op daai plek gekom en sê, Here, ek lê my lewe neer. Want ek en hierdie wêreld kan my nie vervul nie. Kan my nie hoop vir ewig gee nie. U alleen is in staat om vir my hoop te gee. En dalk sit jy vanoggend hier en jy het groot geword as 'n Christen. Dalk was jy op 'n plek wat jy al die oorgawe van tevore gemaak het en jy dalk net vergeet. En weer jou eie lewe begin beheer vat oor en dalk vanoggend het jy net nodig om weer op daai plek te kom en sê, Here, ek lê myself opnuut by U weer neer. Ek wil leef in hierdie openbaring, hierdie geheimenis wat vir ons blootgestel is. En dalk het jy net vanoggend weer nodig
om opnuut daai oorgawe te maak. Of dalk is dit jou eerste keer vanoggend. Wat jy sê, Here, ek glo nie net in U nie, maar ek gee oor. I surrender all to Jesus. Sodat ek kan leef in hierdie bewustheid van is Christus in my. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, as dit jou eerste keer is, of dalk jou tweede of jou 5de keer, wat jy net sê, ek wil opnuut net my lewe kom oorgee, moet jy daar weer is net opstaan en sê, Here, hier is ek. I surrender all to Jesus. Staan net op vanoggend en sê, Here, hier is ek. I surrender. Ek wil op daai plek wees wat ek sê, ek leef nie meer nie. Maar Christus Jesus leef in my. I surrender all to Jesus. My blessed Savior. Vader, U sien elke persoon wat staan. U ken hulle harte, Here. En Here Jesus, as ek net dink wat U vir hulle instoor het, in 'n lewe van die bewustheid van U teenwoordigheid. Here, nie net sekere oomblikke van ons lewe, Sondagoggend in die kerk, of dalk in my binnekamer nie, maar elke tree wat ons gee, leef ons met U heerlikheid in ons. Leef ons met hierdie geheimenis wat deel van ons lewe geraak het. Here, en so bid ek vir elkeen wat staan, en Here, self vir ons wat sit vanoggend. Here, die wat staan sê, ek is vanoggend voor U en ek gee opnuut oor. Heilige Gees, help hulle om die eie ek neer te lê. En elke môre op te staan in 'n plek van oorgawe om te sê, it's not about me anymore. It's all about the one who is inside of me. And he's Christ Jesus, the Son of the living God. Here, mag hierdie geheimenis vir hulle openbaring wees. Mag dit 'n realiteit wees van hulle lewe. Christus in hulle. Mag die passie van die wonderbare een weer in hulle opstaan. Mag jy hulle toerus met die wysheid van die raadsman. Mag jy hulle bekragtig met die krag van die sterke God wat in hulle woon. Mag jy vir hulle sekerheid gee, Here. Die sekerheid dat U ewig hulle Vader is. En mag U hulle vrede wees. Hulle weet hulle het vrede met U. En U wat in hulle woon, is hulle bron van vrede. Ek eer U vanoggend vir die werking van die Heilige Gees. En dankie, Here, dat ons kan verklaar. En ek wil vra vir die res van die gemeente, wil julle saam met my staan nie? Orkes, Marcus, julle kom vorentoe kom. Ons gaan afsluit met 'n diens. En ons wil hierdie verklaring maak wat Paulus in Galasiërs 2 vers 20 gemaak het. Wil jy net vir opsit, net daai eerste gedeelte. En dink voor jy dit sê, maar dit is 'n verklaring wat jy in die gees maak, wat gaan manifesteer in die vlees. En ons gaan afsluit met 'n lied nadat ons die verklaring gemaak het. Kom ons hê vir ons hande op. En ons maak hierdie verklaring in Galasiërs 2 vers 20, sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Hy leef. Hy leef nie ver nie, hy leef hier binne in ons. Kan ek jou goeie huweliksraad gee? As hy hom nie gedra nie, dan sê vir hom, onthou jy die geheim. As sy hom nie gedra nie, dan sê net, onthou die geheim. Maar nie soos eendag het ek by 'n huweliksberading gesit en sê die vrou, ek sal nie sê nie, dis baie bekende mense, maar sê net vir my man, hy moet asseblief nie die Here in ons fights intrek nie. Want as hulle begin fight, sê vrou, jy het die Here nodig. Nou dis nie goeie woorde nie. Al wat jy sê, onthou die geheim. Wat is die geheim? Christus is in jou. Amen. Wat 'n wonderlike geheim. Kom ek seën jou. Vader, dankie vir U woord. Heilige Gees, dankie dat U die naprediker is. Dankie dat U ons lei in hierdie waarheid, hierdie geheimenis wat deel van ons lewe is. Christus is in ons. Here, mag ons weer passievol wees. Mag ons verlustig in die Here ons God, Here, en ons weet daar's 'n belofte van U gee vir ons die begeertes van ons hart. En Here, ons dink aan hierdie week wat voor lê. Ons is passievol. Here, mag ons passievol mense aansteek
om hulle te nooi en hulle te bring, Here, dat hulle net 'n belewenis sal hê in U teenwoordigheid onder die geklank van die woord, Here. Kom seën ons tyd wat voor lê, Vader, en seën elke persoon wat vanoggend hier was. Mag U aangesig oor hulle skyn. Mag jy hulle bewaar, Here, deur die engele wat voor hulle uitgaan om hulle pad vir hulle voor te berei. En mag hulle leef in die bewustheid van U teenwoordigheid in Jesus Christus se naam. Amen en amen.